Goeiemôre, 25 Februarie. Gou so 'n paar refugee vra en antwoorde en lewe hier in Amerika. Die eerste vraag was 'n interessante vraag. Dit gaan oor jury duty. Hulle sien op die TV en op movies en goeters, mense moet gaan jury duty doen. Ja, dis korrek. Gaan jy betrokke raak? Ja, beslis. Maar jy gaan nie betrokke raak voor jy nie 'n landsburger is nie. So terwyl jy 'n refugee is en jy op jou groen kaart is, die volgende 5 jaar daarna, gaan jy nie. Sodra jy 'n landsburger word, dan word jy geregistreer en jy kan geroep word vir jury duty. Wat beteken dit? Dit beteken dat hulle jou vir 2 weke normaalweg is dit in 1 keer 'n jaar of 1 keer elke 5 jaar. Kan hulle jou roep en dan vir 2 weke moet jy elke dag by die hof rapporteer. En jy sit daar en partykeer 2 weke, partykeer 'n maand. Maar gewoonlik is dit net 2 weke termyne. Jy sit daarso en dan in elke dag in al die hofsaake wat aan die gang is, sal die prosecutors en die defense uitkom en juries kies tussen die groep wat daar sit. En jy gaan vir 'n interview inside en dan sê hulle vir jou of jy jou soek of nie en as hulle jou gebruik hulle jou. En as daai hofsaak dan aanhou vir 10 maande, dan moet jy daar wees vir 10 maande. So, dit is jury duty. En wat moet hulle betaal jou $10 'n dag om daar te sit. So baie plekke soos my werk byvoorbeeld, as jy moet jury duty gaan, dan moet jy gaan. Maar daai $10 wat jy kry per dag, moet jy kom teruggee vir die werk en dan gee die werk jou normale salaris vir jou. Maar nie almal doen dit nie. So veral as jy 'n part-time werker is. Nou, hier is die probleem. As jy 'n part-time werker is, jou part-time werkgewer gaan nie laat jy gaan jou nie betaal terwyl jy by jury duty sit nie. So wat jy dan doen is, as jy die brief kry dat jy moet rapporteer, en skryf jy vir hulle 'n brief terug en sê jy vra uitstel want jy is 'n part-time worker en as jy nie werk nie kry jy nie 'n salaris nie en dan gewoonlik stel hulle vir jou uit vir 5 jaar voor hulle jou weer inroep. Maar as jy weer inroep, dan gaan nog 'n verskoning nie baie goed help nie. So jy kan daai verskoning dalk 1 keer gebruik. Daar by die CWS portal is 'n drop-down met documents. Moet ons die dokument self oplaai? Yes. As jy daar drop-down is met documents en hulle sê dan moet jy die documents oplaai. Al vat jy dokumente saam met jou na die interviews toe, jy moet steeds goed oplaai. So onthou, as daar enige versoek is om te upload documents, doen dit net. Gaan op hy website of hy portal van jou, by die drop-down by documents en upload die documents. Al is dit presies dieselfde dokumente wat jy met jou hand saam met jou gaan vat. Want jy moet anyway onthou, jy moet nog anyway al die dokumente die oorspronklik is per hand saamvat na die interviews toe. How long after landing can you apply for a social security card? Immediately. So as soon as you land, on your visa you get your work authority. Once you're in the country and you settle, take a day or two to just settle, get over the jet lag, then your caseworker will start to help you fill out papers. You do not have to wait for your caseworker to go and make an appointment for your social security card. Nothing prevents you from going online and make the appointment yourself. So the faster you get that push, the faster you can get your interview for social security card, and the faster you get your social security card. You do not have to wait for your social security card to start working or to open a bank account or so on. It helps a lot, but there's some places that will take you to start working without that, knowing that you have an appointment and you'll bring it as soon as you get it. Because you have to have it for work anyway, because that's your tax number. As daar 9 weke vakansie is in die somer, wat maak jy met jou kinders? Hey, dit is jou probleem. Dit is nie die government se probleem nie. Dit is jou probleem. So, wat maak die mense in Amerika met die kinders? Mense sit hulle kinders in daycare. Mense laat ouer kinders by die huis, die jonger kinders oppas. Mense vat self vakansie vir 9 weke, soms saam met hulle kinders in die summer break te wees. That is all the way up to you. Daar's nie 'n ding, 'n program of iets sê, dis jou verantwoordelikheid, dis jou kinders, wat jy met hulle doen, is jou verantwoordelikheid. Ek weet van mense hier so in Amerika wat kinders so klein soos 7, 8 jaar oud alleen by huis los. Die een ou wat saam met my gewerk het, sê hy was 8 jaar oud. Nou, sy werkskedule was so, dat hy al 6 uur die oggend by die werk moes wees, en die moet eers 7 uur op die bus klim. So, hy het werk toe gekom, en dan 6:30, dan bel hy sy die wakker by die huis. Sê, okay, trek nou aan, eet pap, jy weet waar is die cereal, eet pap,
En dan bel hom weer 5 minute voor 7 en sê vir hom, as jy nou reg is, loop jy uit na die hekkie toe, want die skoolbus laai hom ons voor die hek op. En dan maak hy seker sy laai klim op die bus van die werk af. En dan is hy laai op die bus en dan gaan hy laai. En vanmiddag as hy laai by die huis, kom dieselfde storie. Die laai bel hom en sê, ek nou by die bus afgeklim, ek is by die huis, maak vir jou snytjie peanut butter broodjie of whatever, sê die voordeur en begin jou huiswerk doen. En dan vanaand sê hy, kom die ou terug by die huis, dan spend hy tyd met sy kind, hy sê alleen ouer. So dan mense maak baie planne. Dan verband met vrywaringsbrief vir mans wat nie in die SAW was nie. Military vrywaringsbrief. Jy kan dit doen by die polisie met 'n polisie affidavit. Daar's nie eintlik plekke wat jy kan gaan, want daar's nou al 'n paar ouens wat nooit in die SAW, onthou as jy in die SAW eendag was, dan moet jy 'n brief van die SAW kry. Maar daar word nou gevra vir vrywaringsbriewe. En nie almal nie, net 'n paar. So hierdie ding gaan 'n voltydse ding raak, soos ek al lankal terug gesê het. Iets wat jy moet voorberei, dat jy 'n vrywaringsbrief het van die SAW af, dat jy nie dienspligtig is of iets meer nie. Al wat jy doen is jy gaan na 'n polisiestasie toe en kry 'n affidavit daar, dat jy nie meer dienspligtig is nie, want daar is nie in die weermag, in die SAW argiewe of iewerste wat jou brief gaan gee as jy nie in die SAW was nie. Iemand vra, waar kry jou kragketel? Want hulle wil kitskoffie. Nou, hier in Amerika is kitskoffie so min mense, dat jy kry nie, jy kan in Walmart gaan loop, jy kry nie eens 'n kragketel daar nie. Meestal is net die percolators, want die mense drink nie kitskoffie nie. Maar as mense wat dit drink, so Camping World, gaan na 'n Camping World toe, of gaan na Old Time Pottery toe, even Amazon, as jy wil, gaan kry. My vrou het een by Old Time Pottery gekoop, want sy hou van kitskoffie nog steeds. En dan, so, dis 'n kragketel, die meeste mense hier gebruik percolators, Keurig pots, die klein pot maak, en so aan, maar dis waar jy kan 'n kragketel kry, en onthou, Amazon is jou koning hier so in Amerika, jy kan amper elke liewe ding wat jy aan dink by Amazon koop, goeie pryse, goeie gehalte, en jy stuur dit onmiddellik terug as in die werkie. Someone asked, is this a scam? I received a phone call from the Kenyans, but this was over a WhatsApp call, not a regular telephone call. Yes, they use WhatsApp as well. They use the regular phone and WhatsApp. So if you get a phone call over WhatsApp, answer it. Talk to them and see what's the story, okay? What if your fingerprints is not captured? My mom is old, soft hands, the system can't capture her fingerprints. In that case, you're going to have to go to the police to get a police clearance form, if you can't get your fingerprints, because you still have to have it. And they will normally tell you what to do, the process after it, but you will have to go to the police and get a police clearance. How soon after arrival can my child go to school? The very, very next day. There's no limitation. So when you get here, get settled first. Let that poor child get over jet lag and stuff for the first week. And when you get supported by, they start helping you with the caseworker, start looking for schools, they can go to the school immediately after that. You don't have to wait for any papers. So, kry jou kinders van skool, so gou as moontlik. En sit in 'n public school. Dit is goed vir hulle om onmiddellik maatjies te maak. Baie mense sê as hulle kom, sal hulle kinders homeschool doen. Ek stel voor, dis nie 'n goeie raad nie. Want hulle het interaction nodig met ander kinders. Dis hoe hulle die taal van hulle gaan optel, maatjies gaan maak, en hulle gaan baie meer comfortable voel. So, partykeer voel hulle, want ek verstaan, skrikkerig, jy's in 'n nuwe land, in 'n nuwe skool, jy ken glad niemand nie, en jy kan skrikkerig wees, ek verstaan daai ding. Maar 'n kind, hulle adapt vinnig, dat is vinnig in plek, my maat. So gebruik die public skole, dit is daar en is verniet. So, is 'n police clearance 'n nuwe requirement? Dit begin nou opduik, dat is 'n nuwe requirement. Daar's baie ouens wat nou al gesê word om 'n police clearance te kry. Maar baie word nie gevra vir 'n police clearance nie. Maar daar is wel mense wat nou gevra word vir 'n police clearance. So, soos my ou storie van altyd. Jy daag eerder op met 'n papier in jou hand wat jy nie nodig het nie, as jy daag op en jy het 'n papier nodig en jy het dit nie. So hierdie ding sien ons nou al hoe meer uitpop, waar mense versoek word om police clearance te kry, en hulle kan nie voortgaan met die interview en die proses voordat jy die police clearance het nie. So doen jouself 'n guns, gaan kry vir jou police clearance. Selfs al het hulle nog nie gevra daarvoor nie. Soos ek sê, kom eerder daaraan met iets in jou hand wat jy nie nodig het nie, as wat jy opdaag met iets wat jy kort,
wat jy nie het nie, want hulle gaan nie noodwendig vir jou voor die tyd sê, hy bring 'n poliskleerens saam, as jy daar is, dan gaan dit deur die papier en sê hulle ook, ons kort nou 'n poliskleerens vir jou. That's it vir vandag, geniet die dag.